Ek gaan julle nooi om die Bybel te neem en saam met te blaai in die woord van die Here na 'n bekende gedeelte toe Hebreërs, die boek Hebreërs hoofstuk 12. En dit is 'n gedeelte waaruit ek nou al 'n paar keer gepreek het. Maar ek dink, soos wat julle vanmôre ook sal hoor, is die toepassing van hierdie gedeelte so relevant op soveel areas van ons lewens. En beslis een van my gunsteling skrifgedeeltes in die Bybel, Hebreërs hoofstuk 12, vers 1 tot 3, waar die Hebreërs skrywer, die meeste kommentaarskrywers is eens dat dit Paulus is, alhoewel die hoofstuk het nie self sê nie, maar gaan oor die volmaaktheid van Christus, die hoëpriester, ons ewige hoëpriester, en hoe Jesus Christus die voortreffelike bo alle ander is, en die middelpunt van God se bemoeienis met die skepping en ook met ons. Hebreërs hoofstuk 12 vers 1 tot 3, lees bietjie saam met my net daai 3 verse. Paulus skryf, of dan die Hebreërs skrywer. Hy sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het. Die voorafgaande gedeelte, hoofstuk 11, gaan alles oor die geloofshelde, en wat hierdie helde deur die geloof vermag het. Wonderwerke wat gebeur het, uitkoms wat God gegee het deur geloof. Terselfdertyd het dieselfde mense uit daai selfde era uit dikwels gebid en nie wonderwerke gesien nie, nie antwoord op gebed gekry nie, maar hulle het deur dieselfde geloof het hulle onder verdrukking het hulle vasgebyt en hulle deurgedruk. En met die wete en met die hoop en die vertroue dat die belofte en dat die volmaakte wat in hulle voorgehou word, dat dit eendag hulle deel sal wees. So het in die agtergrond daarvan skryf Paulus en hy sê, daarom terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. En dan sê hy vir ons hoe? Hy sê, met die oog gefestig op Jesus, die begin of die leidsman, verskoon tog, en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Vers 3. Hy sê, want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. En natuurlik weet ons, ek sê die afgelope week vir iemand, die groot uitdaging vir ons as gelowiges is nie in ons geesmens nie. Want die gees is volmaak, word by wedergeboorte, word die gees in sy volmaaktheid ontsluit. Die groot uitdaging wat ons het, om in oorwinning te leef en om staande te bly is in die sielsdimensie. Dis hier in ons gedagtewêreld. Dis waar die groot stryd gestry en gewen en verloor word. Maar net daardie 3 verse vanmôre en die titel van my boodskap is 1 tree op 'n slag. Nie net nog 1 tree nie, maar 1 tree op 'n slag. Nou, liewe gemeente, ons is so tussen kwartale. Laaste Sondag en dan breek die nuwe kwartaal aan, die 3de kwartaal. En kan ek glo die jaar is al amper verby. Nou, ons het net nou die dag gesê, jaar is amper verby, is weer tyd om Kersversierings uit te haal. En as jy jou oë te lank toe of knip, dan gaan dit amper weer Kersfees wees. Maar ek dink as ons 'n bietjie terugkyk agter ons, elkeen lê daar so 6 maande van gemeentearbeid en saam beweeg op hierdie geloofsreis wat Paulus baie uitdruklik in ons voorhou as 'n wedloop van die geloof. Ek dink nie daar's 'n meer gepaste manier om die geloofswedloop of die reis, die lewensreis eintlik te beskryf as met 'n wedloop metafoor nie. En ons het die begin van die jaar die wedloop saam begin en ons het langs die weg van die tema van groei het ons ervaar dat die Here verlede jaar met ons gepraat en gesê hy wil hê dat ons hierdie jaar moet groei. Nou ek hoop van harte dat jy vanoggend, as jy terugkyk oor die 6 maande van die jaar, kan sê ek het gegroei. Ek het gegroei in my geestelike lewe.
Ek is nader, ek leef nader, ek ervaar my verhouding met God dieper, meer intiem as wat ek het 6 maande terug. Ek het gegroei in my sielsdimensie. Ek het sekere struikelblokke, sekere dinge oorkom, oorbrug, deurgewerk in my sielswêreld, in my emosies, hoe ek reageer op dinge wat gebeur, hoe ek teleurstelling verwerk en dis meer. En ek hoop jy kan sê jy het gegroei in jou liggaam, nee, nou ek bedoel nou nie groei, tipe van liggaamlike groei nie, maar gesondheid, ek hoop jy's 'n bietjie gesonder as wat jy 6 maande terug was. En ek wil jou aanmoedig, broers en susters, ons is nie net geesmens nie, ons is siel en liggaam. Ons moet na ons liggame kyk. Ons moet ons gesondheid oppas, ons moet probeer gesond eet, genoeg water drink, 'n bietjie stap om die bed en dan om die blok en dan die blok weer onder die bed inskop, en dalk 'n bietjie vitamines gebruik, aanvullingsdinge, daar's soveel inligting beskikbaar, maar is alles deel van holistiese gesondheid. En as ons terugkyk oor die afgelope 6 maande, dink ek gaan die antwoord verskillend wees, maar ek dink as jy 'n bietjie terugdink, kan jy onthou nog hoe dit gevoel in die begin van die jaar, daai nuwejaarsvoornemings, nê? Dis al 'n lekker nuwe jaar, nê? Die opwinding van 'n volle 365 dae wat voor ons uitgestrek lê. En dis altyd so. Waar's die atlete? Waar Paula, ek sien jou daar agter, ek sien Simonay, ek weet nie of sy hier is nie. Simonay, so Christian is ook daar. Christian, al die pad van Richards Bay af, baie welkom by ons. Nou hulle sou vir ons kan sê dat by die begin van 'n wedloop, dis die lekkerste deel, nê, daai afwagting, is dit nie so nie, Paula? Al die opwinding, die opbou, en dan kom jy daar by die wegspring, waar maande se harde werk en voorbereiding jou dan uiteindelik by daai plek bring waar hulle met die, soos die komrytsatlete daar staan met die skoot klap en die wedloop begin. En al daai atlete wat daar by die begin van daai lyn staan, daar's geen twyfel by hulle dat hulle nie hierdie wedloop gaan klaarmaak nie. Hulle is geoefen, hulle klere is reg, hulle sakkies met al hulle supplements en al hulle goedjies is reg, hulle supportteam wag vir hulle langs die pad en hulle is opgewonde. En ek dink so was dit ook vir ons in die begin van die jaar gewees, nê? Toe ons begin het 2026 op ons geloofswedloop. Voor ons het 365 onbekende kilometers gelê en maar ons almal weet dat om 'n lang wedloop klaar te maak, is daar baie struikelblokke wat oorkom moet word, nê? Nou as ons so 'n bietjie op die rug van hierdie komrydsmetafoor so 'n bietjie kan gesels, van Paulus praat ons van die wedloop, nê? Nou om die wedloop klaar te maak, moet die atleet 'n hele klompie dinge oorkom, nê? Die toets vir die atleet kom wanneer die liggaam moeg word. Die toets vir die atleet kom wanneer die oorspronklike plan wat hy gehad het, om uiteindelik in Durban of in Pietermaritzburg uit te kom, wanneer daai oorspronklike plan nie meer lekker uitwerk op die pad nie. Die toets kom wanneer die ander atlete begin om jou verby te vat, en die eindpunt voel nog ver, en jy besef, jy gaan nie meer die beplande tyd haal nie. Dis dan wat jy moet besluit. Gaan jy die handdoek ingooi, oom Basie, jy het ook al die komryds gehardloop, 'n paar keer, en gaan jy daar langs die pad sit, en laat hulle die nommer aftrek, en dan kom hulle noem dit die bylerbas. Nou as jy nog nooit die voorreg gehad het om in 'n bylerbas te wees nie, ek was al in 'n bylerbas gewees. En dan kry jy 'n dropout, 'n tag. En dis 'n verskriklike, dis of die dood in daai bus is. En dis nou vir die ouens wat besluit het, hulle kan nie meer nie. En dis 'n metafoor van die lewe, nê? Wanneer dinge moeilik raak, wanneer dinge taaf raak, het ons 'n keuse om te maak. Gaan ons opgee op die lewe? Gaan ons buil?
Gaan ons deel van die drop-out groepie word? Of gaan ons vasbyt? Gaan ons besluit om die een voet voor die ander voet te sit? Ons weet nie hoe ons daar gaan uitkom nie, ons weet nie waar ons die krag gaan kry nie, maar ons gaan nie opgee nie. Ons gaan aanhou beweeg, ons gaan vorentoe. En daar's 'n goeie rede hoekom Paulus hierdie metafoor gebruik, want Paulus self het deur uiters moeilike lewensomstandighede gegaan. Ons kan die verhale van Paulus gaan lees. 1 Korintiërs hoofstuk 11 van al die dinge wat hy deurgegaan het in sy lewe. Ons het nie tyd daarvoor vanmôre nie. Maar hy was ook op hierdie lewenswedloop, dieselfde wedloop wat ek en jy hardloop elke dag van ons lewens. Ja, ons wedloop begin by geboorte, ons wedloop eindig by sterwe. Ons geloofsreis begin as ware by ons wedergeboorte en dit eindig wanneer die Here ons kom haal. En alhoewel God buite tyd en ruimte leef, weet ons werk hy tog met ons binne hierdie tydruimtelike begrip. En is ook hierdie jaar 2026 vir ons as 'n gemeente 'n bepaalde tyd binne die groter wedloop van ons lewens waar God ons as ware as 'n gemeente op 'n geloofsreis gesit het vir 2026 met spesifieke woord wat die Here ons gegee het vir die jaar. Dit is wonderlik as ons terugkyk oor die jare. Ek het altyd die uitdaging wanneer ek preek voorberei en ek kerk toe kom, dan 'n mens berei ons preek voor met 'n bepaalde gehoor in jou gedagte, nê? En dan dink ek wel, ek wonder nou wie gaan in die kerk wees, wie gaan nou onthou wat ek verlede week gepreek het of wat die Here vir ons in die begin van die jaar gesê het. En dis hoekom ek dikwels ons terugvat elke keer na die visie van die gemeente toe, maar so praat die Here elke jaar met ons. As jy 'n paar jaar al saam met ons in die gemeente is, sal jy weet dat die reis waarop die Here ons vat, as 'n bepaalde geestelike reis, ons elke jaar hoor ons by die Here. Ons probeer deurlopend aanpas. Waarmee is die Here besig? Wat wil die Here vir sy gemeente hê? En hierdie jaar is die jaar van groei. Dis die jaar wat die Here, ek glo, in ons lewens dieper groei wil bring, maar ook groei in kapasiteit. Onder andere. En ek dink as ons vandag 'n bietjie terugkyk na die kilometers van 2026, die wedloop, of ten minste die gedeelte van 'n wedloop wat agter ons lê, nee, die Comrades marathon is 2 maratonne, rug teen rug, en dan is daar nog so klein bietjie klein geld, so 5 kilometers se klein geld daar teen Polyshots op. So as ons 'n bietjie terugkyk oor die wedloop wat agter ons lê, die marathon wat agter ons lê, dan dink ek gaan ons interessante stories hoor vanmôre, en ek dink van ons wat vanoggend hier sit, sal kan sê dat toe jy aangetree het in 2026 vir jou wedloop, het jy definitief nie geweet dat jou wedloop hierdie jaar sou inhou wat hy gaan inhou nie. Is dit nie so nie? Ek praat met my skoonpa, hy is nou nie hier vandag nie. Net in die week, hy het nou sy skoueroperasie ondergaan, suksesvol, en ons praat so en sê, wie het nou kon raai, pa, dat jy nou 2026 sou val, bloeding op die brein kry, breinoperasie, en skaars 'n paar maande later 'n skoueroperasie, waar hulle jou hele skouer vervang en verwyder het. Nee, nie een van ons dink in die begin van die jaar, dis hoe die jaar gaan lyk nie, nee. Ons dink die jaar gaan net lekker aftraande wees, die jaar gaan net besaai wees met wonderlike seëninge, en ek dink dit is vir ons almal wat hier sit vanmôre, sal so 'n storie kan vertel, nee. Maar as dit vanoggend met jou goed gaan, kan ek hier sien vanmôre, wie van julle was hierdie jaar een van daai aftraande jare gewees tot dusver? Kan ek goed die hande sien hierso? Jy kan, dis wonderlik, daar's 'n hand daar agter. Hou bietjie die hande daar, ek wil sien hoe lyk sulke mense. Prys die Here, hou hoog, dis wonderlik. Aftraande jare, wonderlike jaar net van seën. En dit gebeur met 'n mens, nee, ons almal kry ons beurt, is dit nie so nie? Daar's somerseisoene wat in almal van ons lewens kom. Dis nie altyd net winter, dit gaan nie net altyd sleg nie. En Dawid was 'n ou wat op 'n tyd so 'n wonderlike somertyd in sy lewe beleef het. Ons weet hy het deur baie goed gegaan, 1 Samuel 22, 1 Samuel 24 in die grot van Adullam,
opgeëindig nadat Saul sy lewe gesoek het. Psalm 23 is gebore uit een van daai grotervarings uiteindelik meer, maar later gaan dit met hom goed en hy skryf in Psalm 65 en dalk is dit die loflied wat jy vanmôre in jou hart het. Hy sê 'n loflied op die goedheid van God. Hy sê aan U kom 'n lofsang toe, o God. En aan U moet die gelofte betaal word. En dan sê hy verder in die Psalm, hy sê hoekom, vers 10, hy sê want U het die land besoek en U het oorvloed gegee. Vers 12, U kroon die jaar van U goedheid en U voetspore drup van vettigheid. Die Lewende Bybel sê, U maak dit 'n jaar vol voorspoed. Hy het duidelik 'n wonderlike jaar gehad. Daai jaar skryf hy Psalm 65. En ek dink hy sit daar op die stoep van die paleis en hy kyk so oor die lande en hy sê in vers 14, hy sê, die weivelde is beklee met troppe klein vee. En die dale is bedek met koring, hulle juig en hulle sing. Dis asof alles net eenvoudig net bokspring van vreugde. En ek weet nie of jy dit al beleef het nie, maar daar is 'n tye in ons lewens wat jy dit letterlik nie kan toeskryf aan enige iets wat jy gedoen het nie. Dis amper soos wat Paulus by geleentheid sê, as die sonde meer word, word die genade nog meer oorvloedig, nê. Daar's niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Dis die guns van die Here, dis die genade van die Here. En daar kom sulke tye in ons lewens. Ander kere weer is die seëninge wat deurbreek, die oes wat opkom in ons lewens, omdat ons getrou gebly het, getrou bly saai het, getrou gebly het in die kleine, getrou gebly het daar in die geheim waar niemand gesien het nie, waar niemand geweet het van die opofferings wat gemaak is nie, die volharding, die inpres in God se teenwoordigheid, die staan op die beloftes van die Here, en ewe skielik sien jy die lande begin wit raak, en die koppe van die mielies begin vrugte stoot, en 2026 was vir baie van ons so jaar gewees. Dit was die jaar wat die Here se seën deurgebreek het, omrede jy getrou gebly het, en God na jou lewe gekyk het en gesê het, ek het dit wat jy gedoen het, vir 'n tyd lank geweeg, en ek het besluit, dis die regte tyd, die tyd het gekom. Matteus 6 praat Jesus daarvan, wanneer hy sê in vers 4 tot 6, hy praat van dinge wat in die verborgene gedoen word, wat net God sien, wat niemand sien, niemand weet daarvan nie, en dan sê hy, jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ja, sommige van ons mag dalk hierdie jaar, wonderlike jaar beleef van vrugbaarheid, nie vir dinge wat jy hierdie jaar noodwendig gedoen het nie, maar vir die saad van jou arbeid wat in vorige seisoene in die grond gesit was en dormant gelê het, en op hierdie bepaalde tydstip, op hierdie Kairos oomblik, hierdie spesifieke gunstige tyd, het God besluit, dis nou die tyd vir hierdie saad om op te kom en vrug op te lewer in jou lewe. Maar ek sien vanmôre om na jou toe te kom, na iemand toe te kom wat dalk hier sit vanmôre en sê, Here, my jaar het bietjie anders gelyk. Here, ek het amper opgegee. Maar ek is nog in die wedloop. Here, ek het amper opgegee, maar ek het aanhou bid. Partykeer was die som totaal van die gebede gewees, Here help, hulle sê mos is die kragtigste gebed wat daar is, die kortste maar wel die kragtigste gebed, Here help my. Maar jy het aangehou, jy het aanhou vas, jy het aanhou jou deel doen, en maar daar's steeds geen oes op die lande nie, dan kom die Here vanmôre na jou toe, en hoor wat sê sy woord in Galasiërs 6 vers 9, die Here sê vanmôre, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, hoor wat sê hy, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Hoor jy vanmôre wat sê die Here? Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. En Paulus praat nie hier van kloktyd nie, hy praat van die woord in die grondtaal is die kairos, dis 'n bepaalde geskikte, vasgestelde tyd, dis die regte oomblik, en ek wil vanmôre vir jou sê, luister, jy mag dalk vanmôre dink, dat die saad wat jy in die grond gesit het, dormant lê. Luister jy vanmôre, die Here sê, elke saadjie wat gesaai is,
in die grond van sy koninkryk, elke saadjie wat gesaai is in gehoorsaamheid, die Here sê, op die regte tyd sal jy en ek maai, as ons nie verslap nie. Ek hoop dit bemoedig iemand vanmôre. En daarom kom Paulus en wil ek hierdie skrif ook vir jou gee vanmôre, 1 Korintiërs 15:58, daarom kerk, kom, laat ons standvastig wees, sê Paulus. Laat ons onbeweeglik bly. Laat ons altyd oorvloedig bly in die werk van die Here. Hoor wat sê hy, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Hoekom? Want Hebreërs 6 vers 10 sê, want God is nie onregverdig om julle werk en die liefde wat julle vir sy naam bewys het, te vergeet nie. Och, wat 'n bemoediging is dit nie vanmôre nie. Om te dink dat niks wat ons doen as God se kinders ongesiens by die Here verbygaan nie. God neem notisie van alles wat ons doen. Sy oë deursoek die aarde, sê 1 Kronieke, die ganse aarde, om diegene kragtig te steun wie se harte op hom gerig is. God weet presies wie se harte op hom gerig is. God weet presies wie se saad in die grond gesit is, in standvastigheid, met onbeweeglike en oorvloedige gehoorsaamheid vir sy werk. Maar daarmee saam is daar ook 'n waarskuwing vanmôre aan ons. Daar is 'n keersy van die munt. En Paulus sê, hy gaan verder in Galasiërs 6 vers 7 en hy sê, en hy bring hierdie waarskuwing ook na ons toe as kerk en hy sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, sal hy ook maai. Net dit wat ek en jy saai, sal ons maai. Dit beteken vanmôre dat as jy geen saad saai nie, dan beteken dit jy gaan geen oes hê nie. Ek dink dis redelik voor die hand liggend, nê? Maar dit beteken ook terselfdertyd dat die aard van die saad wat jy in die grond sit, gaan bepaal die aard van die oes wat dit gaan oplewer. Slegte saad produseer 'n swak oes. Onkruid produseer 'n oes van onkruid. En vanmôre moet ons opnuut hoor dat God aan elkeen van ons, elkeen van sy kinders saad vir ons in ons hande gegee het. Ja, hy gee vir ons saad, kom in verskillende forme. Saad is tyd. Ons talente is saad wat die Here gee. Die gawes wat ons ontvang het, is saad wat ons ontvang van die Here. Ons woorde is saad. Ons hulpbronne is saad. Ons gesindheid is saad. En daarom kan ons liefst die vraag vanmôre vir onsself vra en antwoord is, wat doen ons met die saad wat God aan ons gegee het? Wat doen ons met die saad wat God aan ons gegee het? En hier is die ding van saad, voordat daar 'n oes kan wees, met die saad eers jou hand verlaat. Jy gaan nooit 'n oes hê as die saad nie jou hand verlaat nie. En soms vra die Here vir ons om sekere saad, sekere dinge wat saad is in ons hand is te laat gaan. Ons verstaan nie altyd noodwendig hoekom nie. En terwyl ek hierdie lees en vanmôre weer deur die boodskap gegaan en dink ek, Here, ek verstaan nie hoekom ek hierdie moes insit nie, maar ek dink dit is vir iemand vanmôre en ek gaan dit weer sê. Hoor wat sê die Here? Ek voel dit deur sy gees wat hy dit sê. Soms vra die Here vir ons om sekere saad te laat gaan, maar ons verstaan nie noodwendig hoekom nie. Ek kan nog verstaan as jy 'n mieliepit het en die Here sê, "Alraai, sit hierdie mieliepit in die grond, want as jy hierdie mieliepit, dan gaan jy 'n mielie met kop hê met meer pitte, sodat jy meer saad kry." Maar soms het jy saad, jy het iets en die Here sê, jy moet hierdie saad laat gaan, maar jy verstaan nie hoe die oes op hierdie saad wat jy laat gaan kan lyk nie, maar die Here sê, as jy die saad wat ek sê jy moet laat gaan nie, kan jy nie 'n oes kry nie. Dis een ding van saad, en ek het die gedagte gekry, en ek het nie tyd gehad om hom, en ek dink daar is tyd vanmôre daarvoor nie, maar in ons lewens is alles saad, alle forme van saad, is verbind aan mekaar. In hierdie saailand van ons lewe waarin ons saai, hierdie een saad wat ons saai, 'n direkte uitwerking op die opbrengs
van 'n ander lappie land in ons lewens. En soms vra die Here vir ons om dinge te laat gaan in ons lewenssaad, want as ons dit nie laat gaan nie, kan dit nie later 'n opbrengs in 'n ander land van ons lewens oplewer nie. Ek dink amper vanmôre, as ek hierdie woorde sê vanmôre, is dit amper asof die Gees van die Here met iemand gaan praat vanmôre. Hy weet dat solank die saad veilig in jou hande bly, mooi gepolish, mooi opgepas, veilig gestoor, niemand kan by dit uitkom nie, dit nooit 'n oes kan word nie. En daarom sê Jesus in Johannes 12:24, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Ek is hier om vanmôre vir iemand te sê, daar's saad van gehoorsaamheid, wat jy gesaai het, in 'n sekere seisoen van jou lewe, en jy het vir jare nie die opbrengs van daai saad gesien nie. Luister hier vanmôre, die Here sê, as ons daai saad gesaai het in die grond, broers en susters, die koninkryks, die skepingsbeginsel, en die koninkryksbeginsel, dis nie net 'n skepingsbeginsel nie, maar ook 'n koninkrykswet, net dit wat die mens saai, dit sal hy maai. Daar's saad wat dormant in die grond lê, en God sê, die regte tyd het nog nie aangebreek nie. Ek weet nie of iemand sy hart bokspring vanmôre nie, myne doen. Daar's saad wat jy gesaai het, in 'n sekere seisoen van jou lewe, die Here sê, daai saad is nie dood nie, die regte tyd het nog net nie aangebreek nie. En daarom is die vraag vanmôre, broers en susters, met nog 6 maande wat oor is, nog 'n marathon en 'n klein bietjie, Polly Shots apparently Desember maand, hopelik hardloop ons Durban toe, dan is dit aftrane, nee Paula. Maar die vraag vanmôre is, wat gaan jy in die oorblywende maande saai? Wat vra die Here van jou? Nie wat vra mense van jou nie. Wat vra die Here van jou? Jy sien, jy kan nie, en ek wil 'n paar dinge noem vanmôre, en ek voel dis iemand wat dit moet hoor vanmôre, hierdie skepingsbeginsel en koninkrykswet, ons kan dit nie omkeer nie, net dit wat die mens saai sal hy maai. Jy kan nie selfsug en ontrou in jou huwelik saai en intimiteit verwag nie. Is daar iemand? Jy kan nie luiheid in jou werksplek saai en groei en bevordering verwag nie. Jy kan nie roekeloosheid en oneerlikheid in jou finansies saai en finansiële stabiliteit verwag nie. Ek wil nog 'n paar dinge noem. Jy kan nie jou liggaam voortdurend verwaarloos en goeie gesondheid as vanselfsprekend aanvaar nie. Luister hier vanmôre, jy kan nie jou verhouding met God verwaarloos en verwag dat daar geestelike diepte, krag en salwing en vrug in jou verhouding met God gaan wees nie. Daar's 'n saaiersbeginsel. Net dit wat die mens saai, dit sal hy maai. En in die genade van God, is ek ook hier vanmôre vir iemand te sê, broers en susters, elke keuse wat ons maak elke dag van ons lewens, is saad wat ons saai. Maar in die genade van die Here, kan jy vanmôre die slegte saad wat jy gesaai het, as jy na die Here toe kom en jy sê, Here, vergewe my, vir hierdie slegte saad wat ek gesaai het, in my huwelik, in my finansies, in my verhoudinge, dan sê die Here, is hy getrou om ons daai sonde te vergewe, en ons van alle ongeregtighede te reinig, en as ek my skrede na hom te draai, en sê, Here, leer my en help my, en ek begin om met gesonde, godvrugtige keuses, gesonde saad, in die braakland van my eie lewe, my verhoudinge te begin saai, kan daar in 'n paar maande, of 'n jaar, of op die regte tyd, kan daar 'n pragtige oes vir jou opkom. Dit hoef nie te wees, soos wat dit vandag is nie. Ja, dit is so dat ons nog die gevolge sal dra van verkeerde besluite wat ons geneem het. Ongelukkig vee die Here nie daai nagevolge altyd uit vir ons nie. Ons moet maar deur die pyn van daai goed leef. Maar as ons gesonde besluite neem, kan daai saad vir ons 'n pragtige oes oplewer. En daarmee sluit Paulus af van hy sê in 2 Korintiërs 9 vers 6, onthou dit, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, maar wie volop saai, sal ook volop maai. Ek weet nie vanoggend waar jy jouself bevind nie, jy kyk dalk vanoggend terug oor 6 maande,
en jy sê, Here, ek het nooit voorsien dat hierdie jaar my lewe so vol stryd en uitdagings sou wees nie. Here, ek het groot drome vir hierdie jaar gehad. Die legkaart het gereed gelê, my plan was perfek uitgewerk, maar vanoggend, Here, lê die stukke deurmekaar gekrap en ek kan nie kop of stert uitmaak van wat hier aangaan nie. En jy wonder, vanmôre, het die Here my nie verlaat nie? Het iemand al so gevoel hier? Nou, ek gaan eerlik wees, ek het al gevoel of die Here my verlaat het. Nou, ek weet is net 'n gevoel. En gevoelens is bedrieglik en ons wandel nie deur gevoel nie. Ons wandel deur geloof, sê die woord van die Here. Maar daar was al tye in my lewe wat ek gevoel het, seisoene wat ek gevoel het, die Here is net nie daar nie. En ek is seker, jy het ook al so gevoel, daar was al tye gewees wat ek gedink het, maar die Here is dalk kwaad vir my, en dalk sit jy vanmôre en jy sê, ek is op daai plek, en ek voel, die Here het gesê, alright, dis nou genoeg, jy het nou genoeg droog gemaak, ek het nou genoeg van jou strooi gehad, dis nou payback time. Dan wil ek vanmôre daai stemmetjie kom stil maak vanmôre, want ek wil vanmôre vir jou sê, dis die stem van die aanklaer. Hoor jy vanmôre wat ek sê? Dis die stem van die aanklaer. Dis nie die stem van die Here nie. Ek wil vanmôre vir jou kom sê dat die bewys dat God klaar is, of die deurmekaar stukke van jou lewe verskoon tog, is nie die bewys dat God klaar is met jou nie. Die deurmekaar stukke van jou lewe is nie die bewys dat God klaar is met jou nie. Luister hier vanmôre, jou stryd is nie die teken dat God jou verwerp het nie. Soms is hierdie dinge wat gebeur, doeteenvoudig die terrein waardeur atlete moet hardloop. Is daar iemand wat by is vanmôre? Soms is hierdie dinge wat met ons gebeur, doeteenvoudig die terrein waardeur atlete op die wedloop moet hardloop. Stuff happens, kan ek dit so platvloer sê. Dinge gebeur. Ons leef in 'n stikkende wêreld. Die trok breek. Die wasmasjien breek. Iemand ry in jou vas. Daar's niks sinisters of niks diepers omtrent dit nie. Life happens. Dis die terrein waardeur atlete soms moet hardloop. En ander kere is dit ook so. En ons kan dit nie uit rekening laat nie, dat die Here soms lewensgebeurtenisse toelaat in ons lewens, omdat die Here besig is om ons te tugtig en ons te vorm. En ek weet, die deursnee moderne Christen hou nie van daai stelling nie, maar dis Bybels, broers en susters. Gaan lees Hebreërs. Die tugtiging van die Here, die korreksie van die Here. Dinge, jy moet eers self daardeur gegaan het in jou lewe. In jou eie verhouding met God. Wanneer jy weet dat jy weet, hier is geen ander verklaring vir wat nou in my lewe gebeur nie, is as dat die Here besig is om in my lewe te werk, dat die Here as ware sy hand net so bietjie lig van jou lewe en van jou omstandighede en sekere dinge toelaat, omdat hy weet dat hierdie dinge nodig is, bitter nodig is, lewensnoodsaaklik is vir jou om deur te gaan, want as jy nie deur hierdie goed gaan nie, kan die karakter van Christus nie in jou gevorm word nie. En ek sê dit weer vanmôre, as jy nie self al deur dit gegaan het en onderskei het, dat dit is die tugtiging van die Here nie. Dis 'n werklikheid, God doen dit in ons lewens, die Bybel sê dit. Hebreërs 12 vers 6 sê, die Here tugtig hom wat hy lief het, hoor jy mooi, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. God se tug in sy kinders se lewens, hoor vanmôre mooi, as jy die Bybel gaan lees, jy gaan lees Hebreërs 12, en jy kan selfs die woorde in die grondtaal gaan ontleed, dan kom ons agter baie duidelik dat God se tug in ons lewens is nie verwerping of raak nie, maar is die Vader se manier om ons te vorm en ons terug te bring na die pad en na die plan van God vir ons lewens. En dis wanneer ons met die Here loop, 'n pad met die Here loop en verhouding met hom is, wat ons dit ontdek en wat ons dit leer om te onderskei, waarmee is die Here besig nou in my lewe. Hy tugtig ons omdat ons aan hom behoort
Nie omdat hy genoeg van ons gehad het nie. Dit behoort iemand bly te maak vanmôre. Hy tugtig ons omdat ons aan hom behoort, nie omdat hy nou genoeg van ons gehad het nie. En wanneer ons deur hierdie tye gaan, het ons die wonderlike versekering dat die Here ons nie verlaat het nie. Dit maak nie saak wat jy deurgaan nie, luister hier vanmôre, die Here sal nie toelaat dat jy en ek bokant ons kragte versoek word nie. Hy sal nie toelaat dat die beproewinge wat jy deurgaan, of dit nou maar doeteenvoudig die loop van die lewe is, die gebrokenheid wat oor jou pad gekom het, en of dit die Here self is wat sy hand in hierdie vormingsproses is. Hy beloof ons in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 13, dat geen versoeking, wisselterm beproewing wat ons aangryp, sal ons ooit kan oorweldig nie. Hy sê, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat ek en jy bokant ons kragte versoek word nie. Hy sê, hy sal saam met elke versoeking, sal hy vir ons die uitkoms gee, sodat ons dit kan verdra. En soms los die Here ons so 'n bietjie in daai drukgang, in daai vuur, want hy weet die smeltkroes moet uitkom. Hy weet daai nikkerigheid, daai woedebye, daai trots, daai selfsug, daai liefde vir materiële dinge. Hy weet daai goed moet uitkom en hy los ons bietjie in die vuur, want goud moet gelouter word. As goud nie in vuur bly nie, goud word suiwer wanneer dit in die vuur gesit word. Dis al hoe jy smeltkroes, dis al hoe jy veiligheid uit goud uitkry. En die Bybel praat daarvan, hy sê, ons geloof is kosbaarder vir God as enige iets anders. Hy sê, daarom los hy ons baie keer soos goud in die vuur, sodat ons geloof gelouter kan word, sodat ons al hoe meer soos Christus begin lyk, en sodat ons al hoe meer sterker kan word, sodat wanneer die volgende beproewing my pad langs kom, en ek in dieselfde drukgang is, ek 'n ontdekking maak. En ek besef, wow, ek is verlede jaar deur 'n soortgelyke ding, maar hierdie jaar toe hierdie ding my tref, of 'n soortgelyke ding my tref, het ek nie daar in die hoekie gaan lê, in myself jammer gekry nie. Hierdie keer, was taaf gewees, maar ek het koers gehou. Ek het vasgehou, ek het geleer wat dit beteken, om op die Here te vertrou. Toe dieselfde finansiële krisis opduik, toe sê ek, verlede jaar het die Here my geleer, dat geld nie alles is nie, maar my vertroue in my afhanklikheid in God. Verlede jaar se krisis het my geleer, dit maak nie saak hoe sleg 'n saak lyk nie, die Here het 'n manier om uitkomste te bring. Soms is dit op nummer 99, en meeste van die tyd is dit op nummer 99. Hy geloof moet 'n bietjie getoets, hy moet gestretch word, nee, daai spier moet gewerk word vir ons om geloof te hê, wat soos Habakuk se uiteindelik kan word om te sê, toe die vee uit die krale uit verdwyn, en die beeskrale sonder beeste was, julle almal ken die storie, toe uiteindelik kom Habakuk met 'n gelouterde geloof, en hy sê al hierdie goed se werklikheid, hy sê, maar nogtans gaan ek my vertroue in die Here stel, om my veilig deur te dra. Kind van God, hoe great is dit nie om die wedloop teen 4 minute 'n kilometer te hardloop nie. Sorry, ek pik nou op die ouens wat nou, julle gebruik julle as 'n voorbeeld nie, maar dis nog 'n redelike benchmark, as jy nou 4 minute 'n kilometer kan hardloop, die Comrades, dan is jy nou nog 'n redelike meneer. Maar ongelukkig werk die wedloop van die lewe nie so nie. Somtyds raak die pad styl, die bene raak seer, die kragte word min, tot die aftraan is eina. En dan wil ek vanmôre vir jou sê, Paulus sê in Hebreërsbrief, hy sê, laat ons die wedloop met volharding, hoor wat sê hy, nie hardloop nie, loop. Daar kom tye in ons lewens wat ons so bietjie, wat ons toegelaat word om die pas 'n bietjie af te draai.
Die wedloop van die geloof, jou lewenswedloop is nie 'n 100 meter sprint nie. Dis 'n lewenslange reis. Dis 2 maratonne en 'n klein bietjie klein geld. En is baie keer taaf. Kom ons wees eerlik. En soms gaan dit beteken dat ons 'n bietjie stadiger gaan loop. Dat ons tree so 'n bietjie korter gaan maak. Dat ons dalk 'n bietjie moet stop en aftrek langs die pad om asem te haal en watertjies te drink, 'n broodjie, Marmite broodjie te eet, nê, of dalk 'n prep talk te kry van iemand wat op die support team is, nê. Hallo. Maar laas het jy 'n bietjie 'n prep talk gehad. Kom kerk, jy lyk vreeslik heilig vanmôre. Kom. Wanneer laas het jy 'n bietjie 'n prep talk gehad wat by iemand gaan sit het en toe jy klaar was toe sê, hoorie so, ek is nou is ek nog meer de mekaar. Nadat ek met jou gepraat het, maar Samuel voel ek hier diep binne 'n klein bietjie beter. Soms is dit nodig vir ons om net 'n bietjie stadiger te hardloop en ek wil vanmôre vir jou sê, dis oukei. Dis oukei om 'n bietjie stadiger te hardloop en partykeer 'n bietjie te loop en 'n bietjie af te trek. Maar luister hier, wat ook al ek en jy doen, moenie ophou nie. Wat ook al jy doen, moenie gaan lê nie. Jy hou aan glo. Jy hou aan bid, jy hou aan kerk toe kom, jy hou aan gee en wat ook al jy doen, jy durf nie ophou vorentoe beweeg nie. Ek love die woorde van Martin King Jr. wat in die sportwêreld deur baie van die ultramarathon atlete gebruik word. Hoor sy mantra, hy sê, if you can fly, then run. Yes, if you can fly, then run. As jy 4 minute kilo kan hardloop, go for it. Jy kan so vinniger ook gaan as jy wil. But if you can't run, then walk. And if you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Ek weet vanmôre hier's ouens wat ernstige challenges face. As dit nie jy is nie, luister net uit. Hier's ouens wat vanmôre hier sit wat sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek is in 'n baie slegte plek in my lewe, ek gaan nie deurkom nie, ek weet nie. Luister hier vanmôre, ek is hier vanmôre vir jou te sê, hoe taaf hierdie seisoen ook al is, die Here sê vanmôre, jy gee nie op nie. Laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Met ons oë gefestig op Jesus. Hier's nie 'n God wat na ons toe kom en vanmôre sê, luister, doen 'n klomp dinge X, Y, Z. En hy het nie ervaring van wat ons deurgaan nie. Die woord van die Here sê, Jesus Christus het deur alles gegaan. Hy het volkome vlees geword mens, sodat ons vanmôre iemand kan hê, met wie ons kan assosieer, medelee. Hy verstaan wat jy deurgaan. Dis hoekom dit oukei is. Onthou julle vir Elia, onthou julle hom, Ou Testament. Groot profeet, man van God, wonderwerke. Naas Elia, seker niemand groter as Elia ooit gewees nie. Elisa, hy het dubbel wonderwerke gedoen, maar Elia se goed was net op 'n skaal van sy eie gewees. En op 'n dag, wat gebeur met hom? Hy gelê daar onder die besembos. En hy sê, Here, vat my lewe. Klaar. Ek sien nie meer kans nie. Wat doen die Here? Hy sê nie daar kom sê, hoorie boetie, kom. Jy het ek werk nie met swakkelinge nie. Jy kan nie gaan lê nie. Nee, jy's uit. Kom ons kry iemand anders dan nie. Nee, die Here stuur sy engele. Stuur brood. Ek sien in my gees, hy gaan sit daar by my, sê vir hom, my kind, jy het soveel druk op jouself gesit, jy was heeltyd in performance mode gewees. Jy het gedink jy moet al hierdie goeders doen om my te beïndruk. Want dit is mos net die supergeestelikes wat goed genoeg is vir my. Dit is mos net die supergeestelikes wat in die hemel gaan kom. Dit is mos net die supergeestelikes wat nee. Dis oukei. Here sê Elia, lê bietjie daar jong. Bietjie prep talk saam met die engele, gee bietjie broodjies, Marmite broodjies. Vryf bietjie die bene. 'n bietjie diep eet. Right. En as jy sterk is, nie worry nie, lê bietjie, is right.
Sê, as jy sterk is, jy weer beter voel, dan klim jy terug op die reis. En ons gaan aan. Is jy vanmôre daar? Ons draai, en ek weet, is goed, ons moet gameface hou. Partykeer is dit nodig om gameface te hê. Maar ek sien vanmôre vir jou te sê, die Here sê, maak nie saak waar jy is nie. It's not over. Hy is met jou. Ek wil afsluit met hierdie woord, hierdie belofte, Jesaja 43 vers 2. Dit is 'n woord wat in my lewe baie beteken het vir my. Dikwels sê die Here het met my bemoedig deur dit. Jesaja 43 vers 2 sê die profeet, hy sê, is God wat praat, hy sê, luister hier, as jy deur die water gaan, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. Dis 'n rema woord vir iemand, ek vat dit vanmôre vir myself. Kerk, ons is in die tweede helfte van die jaar, eerste 6 maande, die eerste marathon is agter die rug, ons het hard gehardloop, baie het gebeur. Die legkaart was op die tafel vir baie van ons, en op 'n stadium het ons gedink, ons het nog net so 'n paar blokkies nodig, dan kan ons om die portret teen die muur hang, en toe kom iets en iemand en hulle krap al die goed in mekaar. En ewe skielik kan ons sin maak van niks meer nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, net omdat jy nie beheer voel, jy het beheer nie, beteken nie, God het beheer verloor nie. Hy sit steeds op die troon. Hy het jou lewe in die holte van sy hand. En hy het beloof, wat ook al jy deurgaan vandag, jy gaan okay wees. You're gonna make it. Maar jy mag nie gaan lê nie. Sluit gou 'n bietjie jou oë saam met my. Vader, ek weet vanmôre, daar is nie easy answers nie. Ek het nie gekom vanmôre om quick fixes aan te bied nie, Here. Op hierdie wedloop van die lewe is daar opdraandes. Die pad raak lank. Daar's omstandighede. En Here, soms maak selfs die afdraandes ons seer. Daar's teleurstellings wat ons beleef het. Hier's vanmôre van die kinders wat geweldige verlies beleef het. Verwerping. Weggegooi, seer gemaak. Al hulle vertroue in mense verloor. Hulle vertroue in hulle self verloor. En sommige is by die punt van opgee, maar Here, vanmôre bid ek, Heilige Gees, dat U Gees vanmôre sal kom nuwe lewe inblaas in elke hart en in elke lewe. En dat ons vanmôre hier sal uitstap en sê, Here, maak nie saak wat my tref nie. Ek weet, omdat ek 'n kind van God is my lewe onder die bewakende oog van God. U hou my lewe in die holte van die hand. En Here, U sal my help. Paulus sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Luister hier vanmôre, dis jou sleutel vanmôre, kind van God. Don't try to do this alone. Jy sal klaarmaak as jy vashou aan Jesus. Jy sal klaarmaak omdat jy vashou aan Jesus. Hemel Vader, ek wil vanmôre, ek voel in my hart gelei. En ek wil vanmôre sê, daar's niks fout daarmee om swakheid te wys nie. Niks. As jy vanmôre sê, Here, dis ek. Daar's dinge in my lewe, Here, daar's dinge wat ek face. Ek sien daar's klare hand wat op is. Al die oë toe, niemand kyk rond nie. Ek wil net jou hand sien. Dan wil ek jou insluit vanmôre. Daar's nog hande. Hier's ouens wat reuse veg. Ek sien daai hand. God sien hom. Dis wat die Here vra. Hy soek net 'n hand. 'n Hart wat uitreik en sê, Here, hier is ek. Jy gaan niemand beïndruk deur sterk te bly nie. Hier is tussen jou en God. Vanmôre sê die Here, dis nie verby nie.
Dis nie verby nie. Daar lê 'n wedloop nog voor, maar ek is met jou. En ek gaan voor jou uit. Ek versterk jou, sê die Here. Ek hou jou vas. Kerk, ek wil vra dat ons vir 'n paar oomblik op ons voete gaan staan, elkeen van ons saam met hierdie ouens wat hulle hande opgesteek het. Ons staan vir 'n oomblik en ons hou ons oë gesluit. Ons hou ons oë gesluit. Halleluja, dankie Here. Here, die woord sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle sal opvaar met vleuels soos die arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal wandel en nie mat word nie. Die wat op die Here wag. Dis wat ons nou doen. We are waiting on the Lord. Al die oë gesluit. Ek wil hê jy moet jou hart oopmaak vir môre, jou lewe oopmaak. Die Here weet presies waarmee jy battle. Moenie sê, Here, jy het my laas oorgeslaan. Hoekom sal ek nou vanmôre U weer vertrou? Nee, jy verstaan verkeerd. Die Here sê, die saad wat jy gesaai het, daai geloofsaadjie, wat jy skynbaar dink God jou oorgeslaan het, die Here sê, daai saadjie, my kind, is in die grond. En hy sê, op die regte tyd, op die Kairos oomblik, jy is nie alleen nie. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, God is met jou. Die God van Israel is vanmôre met jou. Die saad van jou trane. Ek voel die Gees van die Here sê vir my, elke traan wat jy gestort het, is saadjies. Die Here sê, nie een traan het verlore gegaan nie. Die saad is in die grond en die Here sê, op die regte tyd, hy sê, hou aan om goed te doen, want op die regte tyd sal jy maai, as jy nie verslap nie. Here, ek bely vanmôre, daar was 'n tyd, wat ek gedink het, die water gaan my meesleer. Here, ek bely vanmôre, daar was 'n tyd wat ek gedink het, die vuur gaan my verskroei. Maar Here, hier staan ek, deur die genade. En luister hier vanmôre, kind van God, so ook sal jy deur God se genade staan, maar ek wil jou vanmôre vra, put your trust in Him. Reach out and trust Him. Net of jy staan. Ek wil hê ons moet hierdie tyd gebruik. Sit vir ons daai musiek so 'n bietjie harder. Ek wil jy met vrymoedigheid neem vanmôre om jou lewe na die Here toe te bring. Jou seer, jou pyn, jou twyfel, jou krisis, jou nood. My God, U is die God van alle vlees. Sou enige iets vir U te wonderbaar wees. Here, U maak alles nuut. U bring nuwe lewe, waar die veld skynbaar afgebrand is, en dit pikswart is. Ek sien in my gees, 'n verbrande land, dis jou lewe, sê die Here. Maar ek sien die klein groen grasies deurbreek. Die Here sê, dit sal nie vir altyd winter bly nie. Hy sê, ek moet vanmôre vir jou sê, my kind, my child, this season too shall pass. Die Here sê, ek moet vanmôre vir jou sê, jy sal niks verloor wat ek vir jou gegee het nie. Is iemand wat in die gees vanmôre moet hoor. Jy mag dalk baie dinge verloor het, maar die Here sê, jy sal niks verloor wat ek vir jou gegee het nie.
Here, ek bid dat die geesore vanmôre sal hoor. En dat ons sal opstaan vanmôre met nuwe krag, met nuwe hoop en met 'n nuwe verwagting vir hierdie tweede helfte van die jaar. Here, ek kom en ek hak in by my boeties en sissies, Here. Here, is hulle pastor, Here, het ek 'n ander bootjie, maar die storms is dieselfde. Ons hak in as 'n gemeente by mekaar en sê, saam gaan ons hierdie wedloop klaarmaak. Ons hardloop nie alleen nie, jy hardloop nie alleen nie, jy het mede-boeties, mede-reisigers, mede-atlete, ons almal is op dieselfde pad. Moet dit nooit vergeet nie. Jy is nie alleen nie. Almal het 'n stryd wat hulle stryd, maar in daai stryd is daar een God wat vir almal van ons stry. En hy het beloof, hy sal ons nooit begewe. En hy sal ons nooit verlaat nie. Jy mag nie gaan lê nie. Jy gaan klaarmaak en jy gaan sterk eindig. In die naam van Jesus, in die naam van Jesus, kind van God, ons is klaar. Ek wil hê jy moet vanmôre net daar waar jy staan, wil jy nie in jou eie woorde net hier die belydenis maak vanmôre en sê, Here, ek kies vanmôre om saam met U sterk te eindig. Ek kies vanmôre om hierdie wedloop met volharding te loop. Ek kies vanmôre om weg te kyk van die verliese, ek kyk vanmôre weg te kyk van die krisisse, maar my oë op Jesus te rig, op die beloftes van sy woord. Want ek weet wie my God is, en ek weet vanmôre dat U vir my stry. Ek weet dat U krag en die genade vir my genoeg is. Waar daar skynbaar nie vanmôre 'n antwoord is nie, sê die Here, as jy op my wag, sal jy 'n antwoord kry. Die Here sê, vra van my. Ek voel dis 'n profetiese woord vir iemand. Wysheid. As jy dit kort kom, sê die Here, vra. En ek sal dit vir jou gee. Maar die Here sê, en ek voel dis 'n sleutel vanmôre, hier sommige van ons wat antwoorde soek, maar ons was so haastig, dat ons die Here vooruit gehardloop het. Hy sê, herinner hulle aan Jesaja 40, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die Here sê, ek roep jou terug, al my kinders, na 'n binnekamer toe. Die Here sê, hy sê in Matteus 6, hy sê, gaan na jou binnekamer, sluit jou deur. En bid tot jou God wat in die verborgene is. En jou God wat in die verborgene sien, in die binnekamer, hoor wat sê hy, sal jou in die openbaar vergelde. Luister, die Here sê, ek moet vanmôre vir iemand sê, ek gaan nie toelaat dat jou vyande feesvier oor jou nederlaag nie. Die Here sê, ek moet vanmôre vir jou sê, jy sal nie met rooi wange rondloop nie. Jy gaan nie bloos in die oë van teenstanders en die onregverdige, omdat dit mag blyk dat God jou verlaat het. Die Here sê, ek sal nie toelaat dat dit gebeur nie. Hy sê, ek moet jou weer herinner, jy het baie verloor en jy staan potensieel op die drempel van nog meer, maar die Here sê, jy sal niks verloor wat ek vir jou gegee het nie. Here, o Gees van God, maak dit vas in ons harte vanmôre. Maak dit vas in ons harte vanmôre. Vader, dankie dat ons hierdie laaste tweede deel van die jaar in die hande kan gee. Die laaste marathon 2026, en dat ons as 'n gemeente sterk eindig in hak by mekaar, wetende wie ons God is en wie ons dien. En Here, ons dankie daarvoor. Vader, ons gee die week in die hand oor, die nuwe kwartaal, ons kinders, ons skole, ons besighede, ons werksplekke, Here, ons gesinne, ons huwelike, alles gee ons aan U oor. En ons vra, Here, sal U dit net onder die hand van beskerming en genade net intrek. Mag jy in ons grondgebied aanhou vrede verskaf, en ons versadig met die beste van die koring. Midde van 'n gebroke wêreld waar daar soveel dinge stikkend en verkeerd is.
Dankie dat ons vanmôre kan bely, ons is die gesalfdes van die Here, ons is die gunsgenote van God. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus wat ons liefgehad het en sy lewe vir ons oorgegee het. Dankie Here dat ons kan weet vanmôre, alles wat ons is en het is veilig in U hande. U is in beheer. U is in beheer. U staan vanmôre, U sit vanmôre aan die regterhand. Die troon van heerskappy is in die hemel, is gevestig en U regeer oor hierdie aarde. U is in beheer en ons gee ons lewe vanmôre aan daardie groot God van beheer oor. En ons dank U daarvoor. Vader, ons het baie om voor te bid. Ons weet ons het nie die tyd vanmôre daarvoor nie, maar U ken ons harte, gesproke versoeke. Ons lê dit by U voete neer, Here. Ons gaan hierdie tweede deel van die jaar in met volle vertroue en ons dank U daarvoor. Ons gee die dag en die aand verder oor. Hulle wat terugreis, hou U hand van bewaring asseblief oor hulle tot ons weer by mekaar kom. Is ons gebed vanmôre en ons bid dit met vrymoedigheid in Jesus se naam alleen en ons dank U daarvoor, Here.